Ons lees die oordenking vir 24 Oktober uit Die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizet Murray. Die opskrif by vandag se gedeelte is ander se broosheid. En ons teksvers uit Job 42 vers 10 en 17 uit die 33-53 vertaling klink soos volg. En die Here het die lot van Job verander toe hy vir sy vriende gebid het. En hy het 'n vol lewe gehad. Die teoloog Dietrich Bonhoeffer het geskryf, Christus staan tussen ons, en ons kan slegs deur hom met die persoon oorkant ons in aanraking kom. Hoe meer ek op God fokus, hoe meer strek sy liefde en krag in die kern van my wese in. Jesus Christus suiwer my gedagtes en my dade. Deur hom kan ek vergewe. En hy hou vir my die spieël op om te wys dat ek ook vergifnis nodig het. Ons worstel met vergifnis wanneer 'n groot onreg teenoor ons gepleeg word, maar vergeet maklik om te bid vir die klein daaglikse irritasies wat ons wrevelrig maak. Ons byt op ons tande wanneer 'n huweliksmaat ons ligweg afkraak, of wanneer 'n kollega ons ignoreer. Ons vergeet om te bid vir die mense in ons lewe wat deur 'n klein opmerking of optrede toegelaat het dat ons leef met onvrede in ons hart, wat later 'n groot, harde klont van onvergenoegdheid en onvergewensgesindheid en selfs bitterheid vorm. Job, die man wat deur almal verlaat en bespot is, en wat moes luister na die aanmatigende raad van sy vriende, het tot God uitgeroep. Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van U sê, maar nou het ek U self gesien. Hierdie besef van God se almag en alwetendheid teenoor sy vriende se skamper insig en ylwoorde het Job sy hele uitkyk verander. Hy het sy oë van mense afgehaal en net na God gekyk. En toe kon hy sy vriende sien, soos God hulle sien. Here, maak my vry, sodat ek ander se broosheid kan omarm. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizet se kontak en webblad besonderhede in die inligtingsparagraaf van hierdie voorlesing. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat op hierdie platform beskikbaar is.